Hallo, ek is Janine van Radio Kansel en ek dink ons Afrikaners het al 'n lekker Afrikaanse woord vir kindness gekry nie. Vrug van die Gees nommer 5. Nou Galasiërs 5:22 waar die vrug is, vertaal dit as vriendelikheid. En dan Romeine 2:4 sê it's his kindness that leads us to repentance en Afrikaans sê goedertierenheid. Ek dink is iets soos meegevoel, behalwe dis meer as gevoel. As ek dit moet definieer, so ek sê, kindness is die kapasiteit om jouself in iemand se skoene te sit. Dit is om te gee, genoeg om te wil beweeg. En dis is enige vrug van die Gees. Alle vrug van die Gees is opofferend. Dis almal aanbidding. Dit is waar jy as lewende offer gaan en iemand kindness bewys wat dit dalk nie verdien nie, wat jy vir 'n feit weet dit nie vir jou sal doen nie. Wat nou presies is hoekom Efesiërs 4:23 ter sprake kom, want daar staan dat ons vriendelikheid en ontferming aan mekaar moet bewys. Dat ons mekaar moet vergewe soos God ons in Christus vergewe het. Jy kan nie net kindness bewys aan iemand wat nice gaan terugwees nie, alhoewel dit makliker is, né? Die Here stuur ons om dit te gaan bewys aan iemand wat jy dalk moet vergewe terwyl jy dit doen. Om ontferming te kan bewys aan iemand wat jy eers gaan moet vir jouself sê, daar's dalk 'n rede hoekom hulle is soos hulle is. Dalk vir jouself moet vra, hoekom rig die Here my op? Dalk is hulle selfs jou vyande en dan sê die Here, nee, nou moet ons begin bid vir hulle en lief wees vir hulle en hulle dien. Wel, dis die Christen wat dit gaan doen. Let wel, die wêreld ken van to be kind. Ek het verby 'n billboard gery wat sê be kind. Al daai Cinderella stories wat die ma vir haar dogter sê, just be kind. Kos jou niks. Niks geld nie, maar dit kan duur wees binne. So, kindness is 'n vrug van die Gees. Dit daag jou uit om die Here te vertrou met wie hy jou stuur om kind mee te wees. Dit is sien as Efesiërs 2:10 dat die Here daai grond voorberei, dat hy die goeie werk voorberei en dat daar ewige gevolge op daai omgee is en op daai dien en op daai liefde is. Dat dit die moeite werd is en dat dit help. En wie weet wat se vriendskappe, wat se toekomstige mede-Christene opgerig word, want Romeine 2:4 sê daardie kindness, his kindness, leads you to repentance. Mense se lewens kan verander as Christene hierdie vrug van die Gees uitleef. Nou maar toe, ek gaan vriendelik glimlag vir almal verby wie ek nou hardloop. Sien jou.